Geliefdes, baie dankie vir die wonderlike voorreg om vandag ook hier te wees saam met julle in aanbidding en afhanklikheid van die Here. Wat 'n vreugde om aan hom te behoort en te weet dat ons deel van 'n gemeente is. Iets baie spesiaal wat ons elke dag moet koester, veral nou in hierdie tyd waarin ons lewe. Want ons is in 'n tyd waar ons nie by mekaar kan kom nie en die verlange na mekaar is oorvloedig. En mense skakel my en sê vir my oor die foon huilend dat hulle verlang na die samekoms van die gelowige voor die troon van die Here. Maar ons moet onthou dat ons nog steeds dit is. Ons is nie iets anders nie. Ons bly nog steeds die gemeente, die gemeenskap van die Here. Ons bly nog steeds dieselfde mense. Ons kan net nie oral saam by mekaar kom nie, maar in gees is ons by mekaar deur die kragtige werking van die Here se teenwoordigheid. Daarom 'n groot voorreg vir my en ek bly om saam met julle vanoggend hier te wees in aanbidding. Dankie dat jy inskakel en dankie dat jy saam met ons wil wees vanoggend. Ek wil graag net die volgende ding sê en dit is dat ek dink eintlik uit my hart uit dat die Here vir ons in 'n tyd soos hierdie oorvloedig wil seën. Hy gee om vir ons. Hy wil ons nie straf nie. Hy wil ons help deur 'n gebroke tydperk. En mag jy dit ervaar en beleef ook in jou hart en in jou lewe. Ek wil graag vir jou groet in die naam van die Here, die Vader wat vir ons lief is, die Jesus, die Seun wat sy eie hart, sy eie lewe afgelê het in liefde vir jou en vir my. Ek wil jou groet in die krag van die Heilige Gees. Mag die Here vir jou oorvloedig seën vanoggend met die woord wat in jou hart gaan kom lê. Amen. Ek wil graag 'n geleentheid nou gee dat daar 'n lied gespeel sal word van Jana en van Klaasie, 'n voorreg om na dit te luister. Hulle het soveel kere vir ons moeite gedoen en nou vanoggend ook glo gaan hulle vir ons wonderlik seën met dit wat hulle vir ons gaan bied. Luister daarna, maak jou hart oop, maak jou gedagtes oop en mag die Here vir jou oorvloedig aanraak. Hallelujah. Hallelujah. U die Here almagtige Heer. Hallelujah. Halleluja, U die Here almagtige Heer. Halleluja, waardig is U Heer, waardig is U Heer, U is heilig, heilig is U Heere, almagtig, waardig is U waardig is U Heer. Hallelujah.
Waardig is U, Heer. Waardig is U, Heer. Amen. Waardig is U, Heer. Waardig is U, Heer. Geliefdes, 'n voorreg om saam met julle 'n gedeelte te lees wat vir my baie spesiaal is, en dit is daar in 1 Korinte in die 2de hoofstuk. En ons gaan van vers 6 af werk en lees. Ek gaan nie alles lees nie, dis 'n lang stuk. Ek gaan eintlik oor elke vers iets sê. Maar wat belangrik is vir my in aanloop tot hierdie diens, iets baie spesiaal gewees, en dit was om te dink oor kontekste. Partymal is ons in slegte kontekste, soos waar ons nou is. Partymal is ons persoonlik in ons eie gesinstradisie of omgewing eintlik ook baie keer miskien vasgevang in 'n baie slegte plek en 'n verkeerde konteks. In so 'n geval het ook die afgelope tyd in ons gemeente plaasgevind. Net voor die lockdown of die tydperk waarin ons nou is, het daar 'n wonderlike ding gebeur. Iemand het my kom sien en met 'n oop hart met my gepraat oor huweliksprobleme, met ontrouheid, en hoe dat die familie eintlik uitmekaar geskeur het, hoe dat die vrou huis verlaat het en uiteindelik dat kinders uiteindelik ook in verskillende fases beland het, een by die pa en ander by die ma. En 'n gebrokenheid wat regtig vir ons elkeen seker sou aanraak, wanneer 'n gesin heeltemal verbrokkel. En in sulke negatiewe omstandighede kan 'n mens soms wonder, maar waar gaan dit alles heen? Hoe gaan 'n mens hier uitkom? En dan skielik in daai slegte negativiteit, in hierdie donker punt, verskyn daar iets baie spesiaal, en dit is die krag van die Heilige Gees, wat hierdie jong broer van ons aanraak. En hy getuig teenoor my dat hy 'n nuwe wêreld skielik beleef het. Hy vertel dit as 'n lidmaat dat hy sê hy algehele oorgawe in sy hart ervaring beleef het aan die Here. Vir die eerste keer het hy sy eie sondes verstaan en het hy dit bely teenoor die Here. En het hy homself oopgemaak vir die Gees se werking, die wedergeboorte wat God wek, wat kragtig is en 'n mens se lewe in een moment kan verander. Hy sê, die Here het die dinge wat vir my onduidelik was en onverstaanbaar was, skielik helder en duidelik gemaak. Dit was duidelik vir my dat hy oorlopende blydskap gehad het. In ons gesprek oor die foon het ek my letterlik voorgestel, hoe dat hierdie blydskap uit sy oë en uit sy hart en uit sy glimlag sigbaar geword het. 'n Vreugde wat oorvloedig uit hom gestraal het. Blydskap wat van die Heilige Gees kom, om aan God te behoort, om met God reg te maak en uiteindelik 'n pad te kan stap, waarin hy weet dat die werk van die Heilige Gees vir hom 'n nuwe mens gemaak het. Hy het ook nie net die blydskap en die vreugde beleef nie, hy het eintlik 'n stuk vrymoedigheid van die Heilige Gees ontvang. Want hy het begin om dit met almal te deel. Hy het begin om sy eie verantwoordelikheid en sy eie skuld, wat hy voor die Here dra, verantwoordelik voor te wees en dan ook voor die Here te bely. Die Heilige Gees kom en verander 'n mens volledig. As 'n mens nou na die volgende konteks kan kyk van die boek van Korinte, dan moet 'n mens ook onthou dat dit een van die slegste kontekste van 'n gemeente denkbaar was. Die plek was bekend as die vroue van Korinte, wat meestal op prostituie gedui het. En dan was daar ook baie verkeerde sake, verkeerde verhoudings. Daar was onder andere in die gesprek in een van die hoofstukke duidelike aanduiding dat 'n man uiteindelik ook by sy stiefma gaan slaap het. En uiteindelik het dit gelei tot 'n klomp seksuele siektes. Verlore siele, wêreldse mense, mense wat in slegte konteks was. En in so 'n konteks kom Paulus en van sy medewerkers en kom hulle met die krag van die Heilige Gees en praat hulle met die gemeente op 'n spesifieke manier wat uiteindelik ook in 'n negatiewe donker omstandigheid 'n heerlike erlewing bring en kragtige werkinge van die Gees bekend raak. Graag begin ek met hoofstuk 2 vanaf vers 2 wat sê ek het my voorgenem om met julle oor niks anders te praat nie as Jesus Christus die Here en wel oor hom as gekruisigde.
bewus van my swakheid en met groot angs en huiwering, het ek na julle toe gekom. Die boodskap wat ek verkondig, het julle oortuig. Nie my geleerdheid of my welsprekendheid, sê Paulus nie, maar die kragtige werkinge van die Heilige Gees. Dus, sê Paulus, julle geloof nie op wysheid van mense gegrond nie, maar op die krag van God. En daai krag van God staan vir net een ding, en dit is die Heilige Gees se werking. Kontekste kan dus negatief wees. Dit kan persoonlik sleg gaan met ons. Dit kan in 'n groep of in 'n kollektiewe staat, soos ons ook nou het, reg oor die wêreld, kan ons 'n negatiewe tyd hê. Maar ons kan uiteindelik ook die Heilige Gees binne daardie kontekste so ontdek dat dit 'n groot herlewing in almal se harte kan bring. Kom ons neem dit nou vir 'n versie vir versie, iets baie spesiaal, want hier staan bo-aan vir ons die openbaring van die Gees van God. Wat 'n kragtige woord, dat die Heilige Gees hom aan ons openbaar, die Gees van God. Wat ons verkondig, sê Paulus hier, is wysheid, maar net vir die wat daarvoor ryp is. Daar is dus 'n voorwaarde. Die voorwaarde is nie iets wat ons kan doen of nie doen nie. Die voorwaarde sê alleenlik vir ons dat as 'n mens nie geestelik volwasse is nie, as daar nie 'n rypheid van geloof in jou is nie, dan is dit baie moeilik. Dan verstaan jy nie die Gees se werking nie. En ek dink dit is so in die wêreldse sin van die woord, in hierdie teks staan daar, is 'n wysheid wat nie van hierdie wêreld is nie. Dis wat God vir ons wil gee. Die heersers van hierdie wêreld het dit nie. Hulle is buitendien aan die weg gaan, aan die verbygaan, tot niet gaan. Wat ons verkondig, sê Paulus, is die wysheid van God self, die verborgde waarheid, wat vroeër in die Ou Testament bedek was. Die geheim was bedek en versluier eintlik in beloftes wat half skaduweeagtig was. Mense kon dit nie mooi verstaan nie. Jy het daaroor gedink en gepeins, en die mense van daardie tyd moes baie seker met mekaar gedeel het oor wat dit alles inhou en beteken. Hierdie verborgde waarheid het egter in die Nuwe Testament met die koms van Christus, met sy lyding en sy sterwe, met sy opstanding, met sy hemelvaart, het uiteindelik vir ons 'n nuwe perspektiewe gebring, wat vir ons sê dat hierdie ding van ewigheid af, reeds voor die tye, soos Paulus ook in Efesiërs 4 sê, dat ons uitverkies is nog voor die skepping van die wêreld, om gered te word in Christus. Buitengewoon buite bo my vuurmaakplek. Ek kan dit regtig nie altyd heeltyd verstaan nie, maar ek's dankbaar daaroor. Ek gee my hart en my lewe vir die Here, met die besef van so 'n heerlikheid, dat hy vir ons so lief het, dat hy selfs voor die grondlegging van die wêreld 'n plan gemaak het om ons voor te bestem vir 'n ewige heerlikheid. Dit beteken sodat ons God se grootheid kan deel in die heerlikheid saam met Christus in die huis van die Pa. Nie een van die heersers van hierdie wêreld het hierdie wysheid geken nie. Hulle het dit geken, maar hulle het nie verstaan wat dit inhou nie. Hulle het daarvan gehoor, maar dit het by die een oor en die ander oor uitgegaan. As hulle dit geken het, sou hulle nie vir die Here Jesus gekruisig het nie. Maar soos daar geskrywe staan vir 'n kind van die Here, is iets baie besonders vir ons. Wanneer dit hier staan, 'n baie heerlike teks, wat die oog nie gesien het nie, wat die oor nie gehoor het nie, wat in die hart van 'n mens nie opgekom het nie. Dit het die Here bedoel vir die wat hom liefhet. Hy het dit alles gereed gemaak vir die wat hom liefhet, wat hom absoluut liefhet. Aan ons dan het God dit deur die Gees bekend gemaak, want die Gees deursoek alle dinge, ook die diepste geheimenisse van God. Dink net 'n bietjie daaraan, aan hierdie kragtige gebeure. 'n diepste belewing, 'n diep geheimenis wat in God se diepste wese is. Dit ken die Heilige Gees, want dit is die Gees van God. En ons God stuur sy Gees om daai verborgde dinge van God aan ons ook bekend te maak. Elkeen van ons het ook 'n gees. Elkeen van ons het 'n gees in ons binneste, en ons gees, elkeen sy eie individuele gees, weet wat in ons diepste gebeur. Ken ons diepste, ken ons foute, ken ons heerlikhede, ken ons moontlikhede. En so kom die Heilige Gees en hy openbaar dit aan ons, die dieptes van God.
Die Gees wat ons ontvang het, liewe vriende, is nie die Gees van die wêreld nie. Dit moet ons weet. Maar die Gees wat van God kom, uit God kom, na ons toe kom. So weet ons wat ons uit genade geskenk is. Wat bedoel Paulus daarmee? Daarmee bedoel hy iets baie spesiaal. Is dat ons almal gawes ontvang het van die Here. Heerlike gawes, waarmee ons ook ons rol kan vervul in die gesin van God. Elkeen van ons het so 'n gawe van die Heilige Gees, miskien meer as een, ontvang wat hy ook van jou vra om in die gemeente te gaan bedien. Ons is begenadig deur die Heilige Gees om toegegee te word, 'n toegif te ontvang wat spesiaal is, en daai toegif is 'n gawe wat jy vir God moet laat skitter in die gemeente van die Here. En dit is wat Paulus sê, wat eintlik die kern van sy verkondiging is. Nie met geleerde woorde, nie met menslike wyshede nie, maar met die woorde van die Heilige Gees. Dit wat die Gees openbaar, dit verkondig hulle. Dit wat hulle in die gemeente moet doen deur die Gees, dit doen hulle. Hulle doen dit met oorgawe. Daarom word 'n gemeente opgebou. En so verklaar ons geestelike dinge aan mense, dis, sê Paulus, wat deur die Gees gelei word. Want dit is geestelik en dit moet geestelik beoordeel word. Die mens wat nie die Gees van God het nie, aanvaar nie die dinge van die Gees nie. Hy kan dit ook nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel moet word. Die mens wat die Gees van God het, ken die waarde van alle dinge, kan dit alles beoordeel. Maar self kan hy deur geen mens beoordeel word nie. Daar staan geskrywe, wie ken die gedagtes, wie ken die denke van die Here? Wie sal die Here raad gee? En dan staan daar heel aan die einde van die perikoop, maar ons het die Gees, ons het die Gees van Christus. God maak aan ons gedagtes bekend, sy gedagtes. God maak aan ons raad bekend, sy raad, sy wysheid, waarin hy vir ons elkeen wil vat en op sy tyd wil neem. Dink een van die kragtigste dinge vir my is dat ons moet onderskei tussen alle ander godsdienste van die wêreld. Waar alle ander godsdienste op verdienste staat maak, is die evangelie, soos Paulus dit vir ons hier verduidelik het, totaal en al anders. Hier maak ons staat op Christus, ja, op Christus se verdienste, nie op ons eie verdienste nie. En uit die heerlike liefde en genade en trou van die Here, kom ons tot geloof deur die kragwerking van die Heilige Gees. Sy aanraking, soos ons jong broer wat sê, ek is skielik aangeraak deur die Here. Ek het skielik helder en duidelik begin sien. Ek het my sondes bely, want die Heilige Gees het my van my sonde eintlik oortuig. Ek het my skuld aanvaar en voor die Here gebring. Die Heilige Gees het my geleer om te verstaan wat beteken om 'n hart te hê wat oorgemaak is. Die Heilige Gees het my geleer om uiteindelik te verstaan dat ek gawes het en talente, en dat die Here my wil aanwend om sy liggaam te help bou, om 'n rol te speel in God se gesin. Mag dit so ook wees in jou lewe vandag. Mag dit ook so wees dat jy saam met hierdie jongeling wil sê, Here, ek het 'n nuwe mens geword. Ek wil graag vir elkeen van julle uitdaag en sê, maar ons in Magalies Kruin, ek as lidmaat van hierdie gemeente, het die Gees. Ek het die Gees van Christus, die Gees van God. Ek is gereed om begenadig te word, om alles wat hy wil vir my leer te leer, sodat ek uiteindelik hom kan prys en loof vir die gawe en die heerlikheid daarvan, om vir die Here te dien. Mag die Here vir jou ryklik seën. Mag hy jou in hierdie tydperk sterk maak in die krag van die Heilige Gees. Word stil voor hom, vra hom om jou deur jou eie hart te neem, deur jou eie gees te neem. Vra hom dinge wat jy in die diepste donker tussen jou onbewuste ergens in 'n spens weggesteek het, een vir een te gaan oopmaak. Vra die Gees om jou heel te maak en jou te genees tot 'n nuwe mens. Mag die Here vir jou hierin ryklik seën en mag haar heerlike vreugde in jou hart kom. Blydskap, oorvloedigheid te midde van 'n wonderlike, kragtige aanraking van die Heilige Gees, maar in 'n slegte konteks. Donker konteks, nie maklik nie. Maar die Here is nie weg nie, hy is by jou. Mag die Here vir jou ryklik seën en hierin lei. Vriende, ek wil graag so maak dat ek so 'n kort oomblik vir ons 'n gebed doen.
en voor die Here elkeen se hart en gedagtes bring. Hemelse Here, wat 'n voorreg om aan U te behoort, om U koning te noem van al die koninkryke. Here, om aan U te sê, Here, ek het nie alles nie, ek is soms swak, maar in U kan ek sterk wees, en wanneer U my kragtig aanraak, Here, is daar nuwe dinge wat in my lewe kan gebeur. En daarom kom ons elkeen vanoggend. Bely ons die dinge wat tussen ons en U is, wat eintlik die Heilige Gees bedroef en seermaak. Bid ons, Here, vir genade dat ons U daarvoor sal vergewe, dat U ons voor Jesus sal bring, sodat ons besef hoe duur die prys was wat hy betaal het, en dat sy bloed ons heeltemal reinig van alles wat ons gedoen het, wat verkeerd is. Ag Here, en baie dankie, dat ons ook in hierdie konteks vir U kan vra. Help ons om blydskap en vreugde te beleef, om nie so negatief en afgemat en moeg te voel nie, maar om voortdurend te weet, ons Here, deur die krag van sy Gees, is by ons elke moment. En dankie dat U ons wil opwek, Here, tot kragtige dade en die gebruik van ons bedieningsgawes om regtig die gemeente tot seën te wees. Ons bid vir siekes vandag, Here, wat moeilik is om by ons uit te kom of ons by hulle. Here, dat ons maar baie keer oor die foon 'n gebed moet doen, partymal nie in die hospitaal toegelaat kan word nie, Here, of waar ons soms ook in die oorde soms nie kan kom nie, terwyl ons brand om iemand te bedien wat ons weet ons regtig nodig het. Maar ons weet dat U Gees dit vir ons moontlik kan maak, om ook oor enige manier, al is dit oor die foon, al is dit oor 'n WhatsApp of waarmee ook al, dat ons kan bedien. Ons bid dat U ons sal seën hier in, Here. Ons bid vir hulle wat seer is in hierdie tyd, wat liefdevolle gesinslede verloor het, en mense wat in hierdie tyd en in hierdie week wat kom, seer gaan hê wanneer hulle by mekaar kom om totsiens te sê. Ag Here, wil U vir ons seën, ook wat dit betref, en dankie vir die oorwinning oor die dood, en die heerlikheid om te weet dat die Vader vir ons 'n plek het, in die huis met die baie woonplekke, en dat Jesus vir ons daar intree, as die hoof van die gesin, en uiteindelik vir ons sorg, dat ons uiteindelik 'n plek het, waarna toe ons kan tuiskom. Here, en daarna weet ons, is die totale heerlikheid groter as enige iets anders. Seën ons om hierdie perspektiewe te behou, en lei ons en hou ons vas. Ons bid dit in Jesus se lieflike naam. Amen. Vriende, vir my is daar net 'n voorreg ook om so 'n oombliekie net baie dankie te sê vir 'n paar dinge wat in ons gemeente gebeur. Ons sien baie ryklike seëninge van baie lidmate wat vir ons kragtig seën met die feit dat hulle vir ons wil help, dat ons ander kan help wat in baie moeilike omstandighede verkeer. Mense wat werk verloor het, mense wat nie inkomste het nie, mense wat regtig nêrens iets het waarvan hulle kan lewe nie. En baie dankie vir almal wat bydra. Reg oor die hele gemeenskap is daar 'n kragtige gebeure aan die gang. En baie dankie van ons leraars, ons medeleerders wat hier is, almal wat betrokke is hierby, wat hier op die perseel bly, wat voortdurend moet help en seker maak dat die pakkies reg en gereed is. Ons is so dankbaar vir so oorvloedige seëninge. Ek kon nooit dink in my eie gedagtes dat die Here ons so sou seën nie. Baie dankie vir elkeen, en die uitnodiging wat ons rig aan almal wat nog iets wil bring, is baie welkom. Daar's natuurlik ook 'n groot behoefte aan klere, allerhande groottes ensovoort. Bring dit asseblief vir ons ook hier gedurende die week. Dit is baie lekker om dan ook te kan sê dat die Here dan ook vir ons daardeur gaan seën, om ander wat arm is, wat nie het nie, iets te kan gee, soos die Here ons geleer het om te doen. En wat ook vir ons lekker is om vandag ook vir mekaar te sê, dat ons ook regtig hierdie gemeente liefhet. Daar's mense wat baie lang jare in hierdie gemeente betrokke is, en die gemeente liefhet soos sy eie kind. En ons bid, Here, dat U ook vir ons sal seën wanneer dit daarby kom, en dit is ons gebed elke dag, en dat die Here vir ons sal help om nie op te hou en nie op te gee nie, maar om absoluut vir mekaar te motiveer om iets meer te gee. Ons sit ook so in ons tydperk waarin ons gemeente se finansies eintlik dringende aandag nodig het. Ons is nog so dat ons kan dinge doen, ons kan dinge bereik, maar u moet onthou dat as ons nie eredienste het nie, is daar ook nie eredienstoffers nie. So in daai verband vra ons vir jou asseblief, as dit moontlik is by jou, om ons tog te help, sodat jy ook 'n bydrae kan maak. Jy sal ook sien dat na afloop van hierdie afkondiging sal daar ook so 'n gedeelte verskyn wat vir u kan help om die nommer te hê van die bank, en dat jy dit kan deurstuur as jy nie 'n debietorder het nie, en andersins ook
is daar ook 'n mooi geleentheid waarop ons ook op hierdie SnapScan uiteindelik dit kan doen. So kom ons maak moeite dat elke sent wat ons kan gee, elke druppeltjie maak die emmer vol en die Here wil ons seën daarmee. So uit ons hart uit help ons ook hier. Ons bid dit in Jesus se naam ook teenoor julle en ons prys U reeds vooruit vir U goedheid. Ek wil graag vir jou ook wegstuur na 'n beter plek. 'n Plek waar jy weet, al is dit net in jou huis of daar is in jou tuin, dat jy God sal ontmoet in hierdie week. Dat die Here jou deur sy Gees kragtig sal seën. En dinge aan jou sal openbaar as jy jou hart oopmaak. Jou sal diep in jou hart sal aanraak sodat jy kragtig vrug kan toon. Mag die Here vir jou vashou. Mag hy vir jou seën. En hou moed, wees veilig en doen wat die mense van ons vra om veilig te bly. My vrede is met julle, sê die Here. My liefde is by julle. My trou is by julle. My genade is om julle. Ek is by julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. Is ek by julle. Amen.